Sy goeie naand. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. Dames Wes, is lekker om hier by julle te kan kuier, van my kant af ook, en ek seker so vir al my lidmate ook, is lekker om julle ook hier te sien. Dankie dat julle opgedaag het, dit is lekker om van hier vooraf te kan sê, dis 'n gemeenskapspinkster wat ons hier saam het. Dit is regtig iets besonders. Ek en Pieter het bietjie net daaroor gesels, en dis min wat jy dit kry. Jy kry dit nie in 'n ander dorp nie, so dankie daarvoor. Dankie dat ons die vrymoedigheid kan hê om hier by mekaar te kan kom en te sê, ons wil saam meer leer van die Here, meer weet van U en net saam wees, as ek dit so kan sê. Net so 'n paar vinnige goedjies. Die eerste is, die sop is nie vanaand hier, nou moet ek mooi dink, is dit hier agter my? Daar agter my nie, is nou daar voor my, so dis agter julle, daar in die voorportaal, hulle hier's 'n funksie langs aan in die saal. So asseblief, kom kuier gerus na die tyd saam, kom eet lekker sop, kom gesels saam en dis eintlik waar gemeenskap gaan, is daai kuier, daai saamkoms. So kom deel daar die gees ook saam met mekaar. So dis lekker om julle hier te hê, dit is die belangrike ding, onthou die sop is daar, moenie so toe stap nie, jy gaan mense kry wat jy nie herken nie. So asseblief, kom kuier daar agter saam met ons. En dan ook net 'n uitnodiging wat ons sommer net wil rig, en dankie daarvoor Pieter, dis eintlik 'n baie mooi teken en 'n gebaar. Hier dwars deur die erediens van die begin af tot reg deur die einde en selfs daarna, as jy voel jy wil graag, daar's nagmaal wat jy kan gebruik. So as jy voel dit druk op jou, of as jy voel jy wil dit net weer 'n bietjie beleef, jy wil ten diepste bewus word, of jy is dalk ten diepste bewus van God wat hy vir jou kom doen het. Asseblief hê die vrymoedigheid om op te staan en nagmaal te gaan gebruik. Dankie weer eens vir daai geleentheid. Dit is 'n awesome geleentheid wat ons saam kan vier. Voordat ons heeltemal wegval met die diens, ek moet net eers 'n bietjie verduidelik. My lidmate weet al, ek is gaande daaroor om 'n oomblik van stilte te gee. En ek het vir, dis nou Pieter en Pieter, so ek nou gewoond raak Jan, maar ek het vir Pieter gevra om vir ons glad nie musiek te speel tydens hierdie volgende stilte nie, om net 'n absolute oomblik van wees te hê, om net stil te kan word hierdie dag, hierdie week, alles wat ons ervaar het tot nou toe te kom neerlê hier voor die Here se voete. So as hierdie absolute stilte jou dalk bietjie ongemaklik maak, wil ek jou uitnooi om daai ongemaklikheid ook by die voete van die Here te kom neerlê. So gaan vir ons 'n oomblik van stilte gee en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here, so sal ek kom. So sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof. Wil ek voor U kom sit, Here, met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, my honger en my brood. So sal ek kom. So sal ek kom as ek kom juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Amen. Dit is vir my 'n voorreg om jou vanaand in die naam van die drie-enige God te groet, die lewende God, hy wat was, wat is en wat sal wees, genade en vrede vir jou, van God die Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, wat ook vanaand hier by ons teenwoordig is. Ek gaan dan nou vir die lofspan oorgee, om vir ons 'n hele paar liedere saam te laat belei en begelei. En ek wil jou vra vir die eerste lied, ek weet dit is bietjie anders wat julle dit doen, Pieter, sit net vir die eerste lied. Sit en neem hierdie lied in en wees en sing saam en geniet die woorde, geniet die teenwoordigheid van die Gees en raak bewus van God se teenwoordigheid. So vir die eerste lied, bly sommer net so sit en daarna gaan ons opstaan en dan kan ons die Here saam loof en prys. Jy het baie keer al mense lied uit en dan gebeur daar iets soos hierdie stilte wat Roy nou vir ons gegee het en dan weet ek moet nie nou daai lied sing nie. En hierdie lied sê ek soek U o God.
my God, en ek dors na U. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyn in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my harts verlange, en ek loof U as my Heer. Want U liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys, my hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Ek dink hierdie lied getuig van iets baie dieper as wat ons eintlik kan beskryf. Ek sê altyd musiek verwoord eintlik die onverwoordbare. En so as ons hier sê ons wil naby God bly, ons dors na hom, dan moet ons ook besef dat dit iets van ons vat. Dit verg vir ons, as ek dit nou spreekwoordelik kan sê, om die kraan oop te draai en 'n glas vol te maak en te drink. En ek dink dit is ook 'n uitnodiging vir ons om die Here te loof en te prys. So gaan jy vra, kom ons staan op en dan sing ons 'n hele paar liedere saam tot eer en verheerliking van die Here. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag.
deur my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my staan. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te aard. Ja, om liefde en ander voor myself, en ook eer te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. For my waking breath, for my daily bread, I depend on You. I depend on You for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on You. I depend on You. You're the way and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide where the Spirit leads, as I'm following. I depend on You. I depend on You for the victories still in front of me. I depend on You. I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am Yours forever, You're mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on You. I depend on You for eternal life, to be raised with Christ. I depend on You. I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my
the truth and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. Dankie aan die lofspan. Dit is baie lekker om hier saam met julle te kan sing en dit is 'n voorreg om saam met julle te kan bedien. Maar ek wil tog vra, wil julle nie daai eerste lied speel wat jy geskiep het nie? Ek weet dit is 'n baie mooi lied en ek weet ek vra jou nou hier die blou tyd, maar asseblief, ek dink is baie gepas vir vanaand. So terwyl jy so sit, luister weer na hierdie lied as jy voel jy wil staan. Weet jy wat, kan ek vra, kom ons staan vir die laaste keer. Ek weet ek gooi julle nou 'n bietjie om. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Dit is werklik so en sonder die gees wil ons nie beweeg nie. Wil ek nie beweeg nie. Sonder die gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie. Sonder die gees is ons blind en sonder krag. Maar met die gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vraag. Die roep ons om te gaan. Die roep ons om op te staan. Die los ons nooit alleen. En vir die naam sal ons staan. Sonder die gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie. Sonder die gees is ons blind en sonder krag. Maar met die gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vraag. U roep ons om te gaan. U roep ons om op te staan. U los ons nooit alleen. En vir die naam sal ons staan. Sonder die gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie. Sonder die gees is ons blind en sonder krag. Maar met die gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vraag, om te doen wat die vraag, ja, om te doen wat die vraag. Baie dankie, julle kan maar sit. Voordat ons oorgaan in gebed in, wil ek graag vir ons vanaand die tradisionele liturgie voorhou. Nou ek weet vir van julle is dit dalk iets wat verouderd is, vir van julle is dit iets wat jy baie lank terug gehoor het. En my lidmate weet ook, doen dit nie elke Sondag nie, maar ek doen dit slegs wanneer ek voel dit dra iets by. Dit dra iets by tot die groter boodskap. Ok, dankie Pieter. Ek sien hy het my slides opgesit. En so gaan ek vir ons vanaand die wet lees. Ek gaan vir ons die wet, die skuldbelydenis en die genadeverkondiging doen. En ek wil hê jy moet besef, dit is nie
deel van die liturgie vanaand om jou skuldig te laat voel nie. Dit is nie deel om jou sleg te laat voel nie. Dit is glad nie die idee wanneer ons hier deur hierdie tradisionele liturgie werk nie, maar eerder is die idee wanneer ons hierdeur werk, dat ons besef, weet jy wat, ons is eintlik so afhanklik van God. Ons is eintlik leeg, daar's 'n gaping in ons lewe wat nie gevul kan word nie. Daar's 'n gaping in ons lewe wat geen aardse, materialistiese ding of 'n verhouding wat ons op aarde het, wat niks kan vul nie behalwe God. So dit is, as ek nou vanaand deur hierdie liturgie gaan, deur die wet, deur die skuldbelydenis, deur die genadeverkondiging, wil ek hê jy moet besef, jy het 'n afhanklikheid van God. Jy het 'n afhanklikheid van die Gees. Dit is wat ons herdenk in hierdie tyd. Is die Gees wat hier by ons is, die Gees wat ons lei, en die Gees wat ons konstant teen ons getuig om meer en meer soos God te word. So dit is, as ek nou deur hierdie skrifgedeeltes werk, as ons saam net nou 'n responsoriese skuldbelydenis doen, wil ek hê jy moet besef, ons is almal afhanklik van God. So ek gaan vir ons Micha lees, ek gaan vir ons uit Micha 6 uitlees, Micha 6 vers 6 tot 8, en dit is die wet, en dit is 'n bietjie 'n ander wet, baie van julle het dalk nog nie hierdie gedeelte van die wet gehoor, of hierdie weergawe van die wet nie, maar dit is eintlik so mooi, en ek dink dit vat so mooi saam, eintlik wat ons ook nou hier in die laaste lied gesing het, ons moet beweeg saam met God. So ek lees vir ons Micha 6 vers 6 tot 8. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eerstgeborene gee vir my oortreding? Die vrug van my liggaam vir my eie sonde? En dan hierdie gedeelte is eintlik die kardinale gedeelte as ons hierdie lees. Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, en om nederig die pad saam met jou God te loop. Ek gaan hierdie slide gaan ek weer vir ons lees. Wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, en om nederig die pad saam met jou God te loop. En ek dink ons almal sal saamstem, daai is baie makliker gesê as gedaan. Julle, dit klink so mooi, dit klink so idyllies, ons moet net doen wat reg is, come on, dis nou mos nie so moeilik nie. Stap net die pad, die eenvoudige pad, doen wat reg is. Leef troue liefde. Stap nederig die pad saam met jou God. Maar ek dink elkeen van ons wat hier sit, sal erken dat ons dikwels baie ver van daardie pad af wegstrompel. Dikwels, as jy jouself weer kry, dan is jy ver weg van God af. Jy is op 'n plek waar jy voel, yes, waar is ek nou? Hoe het ek hier uitgekom? En dan moet jy besef, weet jy wat, ek moet 'n bietjie terugdraai. Ons praat hier oor Pinkster deur hierdie week. Ek het die Gees nodig. Die Gees het nou vir my gesê, weet jy wat, hierso is jy nou 'n bietjie ver van die pad af. Ek moet nou weer terugdraai. En dis hoekom dit nodig is om 'n skuldbelydenis ook te doen. So ek gaan vir ons vanaand 'n skuldbelydenis op die PowerPoint gooi, en dis 'n responsoriese skuldbelydenis, want ek doen dit spesifiek responsories, want dis belangrik dat ons besef, ons neem deel. Julle neem deel, julle wat hier in die banke sit, ek weet julle dink julle luister net vir my, en dis eintlik al wat gebeur, maar julle is deel van hierdie. Ons is almal deel van hierdie. So volg gerus net saam op die slides, waar daar voorganger is, sal dit ek wees wat lees, en dan gemeente is natuurlik julle. En dan so een slide wat ons almal net gaan saam sê, maar dit is net amen. So, dit is daarom nie moeilik nie, maar let daarop op, ons gaan ek gaan die gedeelte sê, dan gaan julle antwoord, en dan gaan julle die presiese gedeelte wat ek gesê het, net weer sê, maar volg net saam op die slides, lees net mooi, dan sal julle saam bly. So daar waar jy is, nooi ek jou uit om saam met my hierdie skuldbelydenis te doen. Voor God en saam met die gemeente van God bely ek my gebrokenheid, dat ek op verskillende maniere my eie lewe verwond, die lewe van ander, en so ook die lewe van die wêreld. Amen. Mag God jou vergewe.
mag Christus jou vernuwe, en mag die Gees jou help om te groei in liefde. En ons almal sê saam, amen. Nou die ongelooflike ding is ook, ek sê altyd, dit moet verskriklik erg wees, en ek sê dit met baie respek, en ek is baie eerlik as ek dit sê, ek dink is baie moeilik om 'n Jood te wees, want dis waar jy stop. Dit is vandag waar jy stop. Jy stop na daai skuldbelydenis, maar ons as Christene, ons beweeg aan. Ons weet, ons God is 'n genadige God. Hy is die een wat sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf aan 'n kruis, en daarom, juist daarom stop ons nie by die skuldbelydenis nie. Daarom beweeg ons aan. Daarom kan ons met 'n volle vrymoedigheid hoor dat ons het genade ontvang. En ek gaan vanaand gaan ek vir ons die genade verkondig, sommer lees uit Galasiërs 2 uit. Ons gaan 'n bietjie saam net nou praat oor die vrug van die Gees, en dit kom uit Galasiërs 5 uit. So ek dink is net gepas dat ons die genade verkondiging hoor uit Galasiërs self ook uit. So ek lees vir ons Galasiërs 2 vers 16. Tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus. Ook ons het in Jesus Christus geglo, sodat ons geregverdig verklaar kon word op grond van geloof in Christus, en nie op grond van die uitvoering van die wet nie, omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig sal word nie. En ek wil eintlik daar sê, geregverdig kan word nie. So besef vanaand, hoor vanaand, jy het genade ontvang. Daai afhanklikheid wat jy het van God, God laat dit nie net onbeantwoord bly nie. Hy is die een wat sê, jy het my genade ontvang. Jy is deurdrenk deur die liefde en deur die bloed van Christus. En jy kan weet, jou sonde word jou nie toegereken nie. Dit is eintlik so mooi, jou sonde word jou nie toegereken nie. Daar is nie daai rekening wat bestaan nie, dit is verkwis. Dit word jou nie eers toegereken nie, word nie op die rekening gesit nie. So mag jy bewus word daarvan, dat die Here sy genade vir jou ook gegee het. En veral in hierdie tyd waar ons bewus word dat ons die Gees nodig het, mag jy bewus word van die Here se teenwoordigheid hier vandag by jou. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, wat 'n ongelooflike geleentheid, voorreg, wat 'n ongelooflike beeld van liefde is dit nie, dat ons u genade ontvang het, Here, ons wat eintlik so sukkel, Here, ons strompel so weg van hierdie pad af, ons weet nie hoe ons eintlik eers daar uitgekom het nie, maar as ons osself kry, is ons ver van u af, en tog reik u hand uit en sê, dis okay, kom na my toe, jy het my genade ontvang. Dankie dat ons kan weet, daar's niks wat ons kan doen, wat ooit sal regverdig dat ons hierdie genade kry in die Here. Maar dankie dat ons hierdie geskenk kon kry, en help ons om hierdie spreekwoordelike geskenk oop te maak, Here, om dit nie toe te los in die boks en daar in 'n kas weg te bære nie. Help ons om te besef, u het u genade vir ons gegee, en help ons om te besef dat ons nie meer onder daai rekening staan nie, dat ons nie meer onder die wet staan nie, maar dat ons kan lewe deur die kruis, deur die Gees, Here. Dankie vir hierdie absolute voorreg wat ons het om u kinders genoem te kan word, om deel te kan wees van u familie. Ons loof u en ons prys u naam. Amen. Ek gaan dan vir ons vanaand lees uit Galasiërs 5 uit. Nou, dis 'n baie bekende gedeelte, een wat, eintlik al so holreg gery is, mens weet nie eers wat mens nog kan sê daaroor nie. Maar ons gaan 'n bietjie saam praat oor die vrug van die Gees, en ons gaan saam lees van Galasiërs 5, vanaf vers 13, tot en met vers 26. En ek dink daar's iets, al is hierdie 'n gedeelte wat baie al gesê is, 'n gedeelte wat eintlik mense so moeg is as jy dit hoor. Dink ek daar's tog iets wat ons hier moet hoor, en 'n boodskap wat ons vanaand hier moet uitvat en uitleef in die wêreld, in die gemeenskap waar ons is. So ek gaan net vir ons 'n kort gebed doen voordat ons die woord betree. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in 'n land te kan wees waar ons vrylik uit u woord kan lees. Dat ons nie vervolg word om vanaand hier saam te kan kom, Here, dat ons kan sê, ons kan u in 'n openbare plek dien. Ons kan u navolg, ons kan van u getuig, hier waar ons is. Ons hoef dit nie agter geslote deure te doen nie, maar ons kan dit gaan uitpasyn van die dakke af, Here. Here, waar ons nou uit die woord uit gaan lees, wil ons spesifiek om vra dat u asseblief u Gees sal stuur. Kom breek hierdie skrif vir ons oop, Here. U weet, ons is dikwels so besig met ons eie dinge, dat ons eie interpretasies voorsit voor dit wat u eintlik sê, en help ons om vanaand nie dit te doen nie. Help ons om vanaand te besef,
weet jy wat, ons moet luister na wat U sê. So asseblief Here, stuur die Gees, ontmoet elkeen van ons hier waar ons is. U weet, elkeen van ons is op 'n ander plek, elkeen van ons het ons eie verhouding met U. Ontmoet elkeen van ons hier waar ons is, op watse plek ons ook al is, Here, met U. Mag ons asseblief vanaand U woorde hoor, Here. Spreek, Here, U dienaar luister. Ons loof U en ons prys U naam. Amen. Ek gaan dan vir ons saam lees uit Galasiërs 5 uit, vanaf vers 13. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee openeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, in die ou vertaling sê dit daar vreugde, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Ek sal net tot so ver saam lees, maar ek wil eintlik net weer hierdie vers 24, sê het eintlik so mooi. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Nou, gisteraand het Pieter so 'n bietjie gesels oor die doel van die Heilige Gees en vanaand praat ons saam oor die vrug van die Gees. En soos ek sê, dit is eintlik al 'n gedeelte, 'n tema wat almal van ons so goed ken van kindsbeen af. Ek weet my vrou het 'n liedjie wat sy sing en dan noem sy hulle almal so op. So dis iets wat ons baie meer bekend is. Dis iets wat ons ken. Maar soos ek sê, ek dink hier's iets dieper aan hierdie boodskap. Hier's 'n boodskap uit hierdie teks uit wat tydloos is en dis juis hoekom ons dit so goed ken. Dis juis hoekom ons van kindsbeen af hierdie liedjies kan sing en sê dit is wat die vrug van die Gees is. Maar nou om hierdie boodskap werklik ten diepste te ontgin en hier moet ek net eers 'n pause insit en net weer vir Damas Wes sê, my lidmate weet, ek is baie lief vir agtergrond en baie lief daarvoor om net bietjie konteks te gee. So ek gaan net so 'n oomblik net bietjie stop en bietjie in die konteks van die brief indelf van Galasiërs. Want die eerste ding is dat ons moet verstaan, Galasië is eintlik nie dis 'n streek, dis nie 'n dorp of 'n stad nie. Dis nie soos die ander briewe soos Efesiërs waar dit nou spesifiek gaan aan die stad van Efese nie. Maar Galasiërs is eerder 'n streek. So Paulus stuur hierdie brief in 'n streek in en daar was gemeentes gewees, daar was gemeentelede gewees in daardie streek en dis aan hulle wat hierdie nou toegeskryf is. So die eerste ding is ons moet verstaan, dis nie 'n hoe kan ek sê 'n one stop nie, one pit stop nie. Dis 'n streek. Hierdie brief, meeste briewe in die antieke tyd sou gesirkuleer het, maar hierdie een pertinent nog meer want dis 'n hele streek wat dit moet dek. Dis nie net 'n spesifieke stad nie. Nou die ander interessante ding is dat as ons praat van Galasiërs of Galasië, dan is dit eintlik ook 'n spesifieke groep mense. Nou ek weet dit klink so 'n bietjie teenstrydig met wat ek nou net gesê het. Ek het nou net gesê dis nie vir 'n spesifieke dorp of stad nie, maar as ek praat van dis vir 'n spesifieke groep mense, dan is dit eintlik dis 'n etiese groep. As mens nou so kan sê, dis die Israelitiese, dis 'n etiese groep. Dis soos net 'n soort mense, soos die Jode, soos die Israeliete, soos die Galileërs, Judeërs, al daai. Dis so 'n groep mense. Weereens eintlik 'n baie breë term. So Paulus skryf dan hier eintlik nou vir twee. Hy stuur vir 'n streek, maar hy stuur ook vir spesifieke soort mense. En as ons verstaan hoekom hierdie brief geskryf is, dan verstaan ons ook hoekom dit so breë term is. Want hierdie brief is eintlik geskryf om 'n argument op te klaar.
Want wat gebeur het is spesifiek in die brief, wat die probleem wat Paulus hanteer is, die Joodse Christene wat daar was in hierdie streek, het gesê, enige heidense Christen wat nou 'n nie-Jood is, wat nou tot bekering kom, hulle moet eers besny word, dan is hulle eers verlos. So dit is wat hier besig is om te gebeur. So hy sê vir hulle, met ander woorde sou mens kon sê, die mense sê, die kruis plus iets. So Paulus skryf hierdie brief in teenstand teen hierdie argument. En Paulus kom dan en hy sê vir hulle, weet jy wat, jy mis eintlik so 'n bietjie die punt. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is nie die kruis plus nie. Paulus sê vir hulle, dis die kruis plus niks. Punt. So eenvoudig soos dit, dis die kruis plus niks. Hy sê vir hulle, jy word nie eers werklik verlos as jy besny is, of as jy nou ewe skielik dit of dat doen, of as jy die wet onderhou nie, soos wat ons nou ook gelees het. Hy sê dit is slegs alleenlik deur Christus. Christus alleen is die een wat jou verlos. Die kruis plus niks. So Paulus, dis hoekom hy hierdie brief sê vir hulle, nee, julle is besig met verkeerde goed, julle raak bietjie die pad byster, soos wat ons net nou gesê het, daal bietjie weg van God af. Hy sê vir hulle, nee, kom terug. En die ding is, as ons sê, dis Christus alleen, dan sê Paulus ook vir ons, en hoe ontvang jy vir Christus? Jy ontvang hom deur geloof. En dit bring ons dan by die Gees. Want Paulus wys dan vir ons, die Gees is nie 'n beloning, as jy nou aan sekere vereistes verdoen nie. As jy nou die wet onderhou, dan kry jy die Gees en die verlossing, of as jy nou besny is, dan word jy eers eintlik deel van God se familie nie. Nee, Paulus kom en hy sê, die Gees is 'n gawe van God. Die Gees is 'n gawe van God. Jy hoef niks te doen nie. Dit wat gedoen moes word, is reeds gedoen. 2000 jaar terug aan 'n kruis, dit is reeds gedoen. Jy hoef niks te doen nie, daar is nie vereistes vir jou om hierdie Gees te kry nie. En dan die natuurlike, die ongelooflike ding is, en dis hoekom ons Pinkster vier, is omdat ons weet, die Gees vorm ook ons lewe. So Paulus kom ook leer, hy wys vir ons, weet jy wat, as jy volgens die Gees gaan lewe, dan gaan daar sekere dinge gebeur in jou lewe. So dit is die konteks. Nou is ek genoeg 'n lektor gewees vir 'n dag. Maar dis die konteks van hierdie brief. En voordat ons nou aangaan na die vrug van die Gees toe, dan moet ons verstaan dat daar eintlik 'n verskil is tussen die gawes van die Gees en die vrug van die Gees. Want baie keer dink ons hak vas hier by die gawes. Ons wil in tale praat, ons wil profeteer en. Maar dit is nie wat die vrug van die Gees is nie. Want die gawes verskil van mens tot mens. Ek het die gawe vir profesie, Pieter het die gawe om in tale te praat. Elkeen van ons het waarskynlik 'n ander gawe. Dis hoe dit werk, dis hoe ons dit leer ook dwars deur die woord. So gawes verskil van mens tot mens. Maar die vrug is die karakter van 'n Christen. So die vrug, as ons nou praat van die gawes teenoor die vrug is iets wat almal van ons 'n stuk van moet hê. Die vrug is nie soos die gawes wat verskil van elkeen tot elkeen nie. Die vrug is 'n deel van 'n karakter wat dit beteken om 'n Christen te wees. Nou, ja, as ons praat van die vrug, dan moet ons sê, dit is nie bloot net 'n talent of 'n geestelike vermoë nie, maar dit is eerder is 'n nuwe manier van lewe. Dit is 'n nuwe manier wat ons lewe gevorm word. Dit is lewe wat gevorm word deur die kruisdood, deur die Gees. Dit is wat dit beteken om vrug te dra. Die vrug, as ek dit nou in ons moderne taal kan sê, is 'n leefstyl. Dis nie 'n aksie nie. Dis 'n leefstyl. En in die kerk het ons eintlik 'n baie mooi woord daarvoor. Ons praat van heiligmaking. Nou, ek sal bietjie meer nou daaroor praat, maar dit is belangrik om te sien waarin Paulus hierdie woorde sit, waarin hy hierdie woorde van die vrug van die Gees plaas. Want hy begin hierdie gedeelte deur vir hulle te sê, julle is tot vryheid geroep, en dan onmiddellik is ons, jy, ons kan doen wat ons wil, en dan onmiddellik daarna sê Paulus, nee, weet jy wat, jy moet nie jou vryheid misbruik nie. Jy moet verstaan, dat julle vryheid beteken, jy moet nou kies om deel te wees van die Gees. Jou vryheid, as jy dit net gaan los, gaan jou lei tot by die vlees. Maar jy moet kies om deel te wees van die Gees.
Met ander woorde, die evangelie van genade beteken nie my lewe maak nie saak nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Maar dit beteken ek is nou vry van myself. Ek is vry van my behoefte om myself te bewys. Vry van my behoefte om myself op te meet teen ander. Vry daarvan om onder die las van die wêreld te lewe. Jy is vry daarvan. Jy is vry van die idee dat ek God se guns moet verdien. Dat ek iets moet doen om die verlossing te kry. Dat ek onder die wet moet lewe, dat ek die wet moet gehoorsaam, dan sal ek verlos word. Jy is vry daarvan. Maar die gees van die vrug van die gees is, jy is vry om ander te dien in liefde. Dis as ons praat van die vrug van die gees, dit is waaroor dit gaan. Om 'n pad nader aan God te stap, heiligmaking, kom nou daarby, maar ook om ander te dien. Liefde vir God en liefde vir jou naaste, wat hy self ook in hierdie gedeelte sê. Maar soos ek sê, in die kerk het ons hierdie mooi term van heiligmaking. Nou, heiligmaking beteken eintlik maar net, dis 'n verskriklike woord, dit klink eintlik of scary as mens daarvan praat. Maar heiligmaking beteken eintlik net, ek stap hierdie pad saam met God. Dit is wat die Gees in jou kom doen, is hierdie heiligmaking. Hy is die een wat jou heeltyd lei, hy druk jou heeltyd daai kant toe, en sê, stap hierdie pad nader aan God. Weereens, as ek kan terugspring na die wet toe, om my pad nederig saam met God te stap, dit is die pad van heiligmaking. Dit is wat dit beteken. Nou die vrug van die Gees is dan die sigbare groei, wat die Gees in hierdie proses van heiligmaking in ons lewe laat gebeur. So wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, dan is dit 'n sigbare teken van hierdie heiligmaking wat besig is om met ons almal te gebeur. Hierdie leiding, hierdie begeleiding wat God saam met ons stap deur die Gees. Nou ons almal weet, 'n boom word aan sy vrugte geken. Dit is iets wat ons dwars deur die Bybel sien, maar ek dink is ook uit logika. As ek vir 'n appelboom kyk en ek sê dis 'n lemoenboom, dan weet jy ek lieg, want jy kan dit sien. So 'n boom word geken deur sy vrugte. En daarom wil ek vir jou vanaand een vraag vra, en dis eintlik 'n ongemaklike vraag, dis 'n vraag wat jou laat kriebel. Maar ek wil vir jou vra, watter vrug dra jou lewe? Watter vrug dra jou lewe? Dra jou lewe die vrug van, ek kan nie eers alles onthou wat Paulus genoem het in daai hele lang lys nie. Ek het seker 'n stuk van 15 goed genoem. Dra jou lewe die vrug van die vlees, of dra jou lewe die vrug van die Gees? Stap jy hierdie pad van heiligmaking, of is jy eintlik besig om jou eie koninkrykie op te bou? Eintlik te sê, me, myself and I. Dit is wat vir my nou die beste is. So dis 'n vraag wat ek wil hê jy moet jouself afvra. En soos ek net nou gesê het, ons word so vasgevang in die gawes van die Gees, en ons dink as ons in tale kan praat, of as ons kan profeteer, dan het ons dit nou gemaak, dan is ons nou 'n goeie Christen. En moenie my verkeerd verstaan nie, die gawes van die Gees is broodnodig, en daar waar die Gees gawes gee, moet dit gebruik word tot eer en verheerliking van die koninkryk. Maar dit is nie hoe die vrug van die Gees geken word nie. Dit is nie hoe geken word dat jy 'n goeie Christen is wat 'n pad saam met God stap nie. Want let's face it, daar's valse profete daar buite. Daar's mense wat maak of hulle in tale kan praat en eintlik is hulle net besig om 'n klomp nonsens te sê. Dit is die waarheid. Maar hoe weet jy wanneer iemand werklik hierdie pad stap? En ek wil dit weer duidelik maak. Ek sê nie die gawes is 'n klomp snert nie. Ek sê nie dit is nie belangrik nie. Daar waar dit gegee is, moet dit gebruik word tot eer en verheerliking van die koninkryk. Maar dit is nie hoe gekenmerk word dat hierdie ou die pad stap saam met God nie. Die pad wat gestap word saam met God, word gesien deur die vrug van die Gees. Deur 'n lewe wat vrug dra. Nou ons kan enigiets anders in daai plek sit. Ons kan sê, weet jy wat, ek gee baie vir die kerk. Daarom, nou is ek 'n goeie Christen. Of weet jy wat, ek bid elke oggend. Ek lees elke dag, lees my Bybel, bid elke dag. Daarom is ek reg, fantasties. Of ek dien op hierdie kommissie, of op daai kommissie, of ek het nou met hierdie ou gepraat, ek het hierdie ou nou tot bekering gelei. Dis goed, dis fantasties, dis wel. Maar dit is nie wat dit beteken om vrug te dra nie. Dis deel daarvan, op hierdie pad van heiligmaking, is dit 'n kardinale deel daarvan, maar dit is nie die kenmerke van iemand wat die vrug van die Gees het nie. Want die vraag word eintlik gevra, hy vra, watter vrug dra jy?
Bluf jy jouself deur te sê, hierdie goed is besig, kyk wat so goed doen ek, hierdie fantastiese goed. Wow, great, draai jy die vrug van die Gees. Dis waarop dit neerkom. Maar jy word gekenmerk deur 'n lewe wat vrug dra. En daardie vrug is liefde. Dis nie net 'n gevoel nie, maar diens. Dit is vreugde. Nie net vrolikheid nie, maar 'n blydskap in Christus. Iets wat dieper gaan as dit wat nou met jou gebeur. Dit is vrede. Nie konflikvermyding nie. Hoor mooi, want konflik, ons is in 'n wêreld, hier is konflik. Maar daai vrede is 'n vrede van versoening. Dis 'n vrede om te weet die Here het vir jou gesterf. Hy het reeds die dood oorwin. Dit is geduld om nie dadelik terug te kap nie. Dit is vriendelikheid om mense sag te hanteer en dit is goedheid om die goeie te soek. En ek wil eintlik daarbey byvoeg om die goeie te wees in hierdie wêreld waar ons nou is, in hierdie gemeenskap in Delmas, hier waar ons is. Dit is goedheid. Dit is ook getrouheid, om betroubaar te bly, om nie agteraf iets te sê of te doen en dan iets anders voor te sê nie. Dit is alles deel van die vrug van die Gees. Sagmoedigheid, krag wat nie hoef te heers nie. En dan ook selfbeheersing, om nie deur elke tweede ding regeer en beheer te word nie. Dit is die vrug van die Gees. Nie noodwendige besigheid wat goed gaan of 'n gawe wat in tale praat nie, maar dit is nie die vrug wat ons dra nie. Dis deel van ons geloof, absoluut. Maar hierdie wat ek nou genoem het, dit is die vrug van ons lewe. So ek vra jou weer hierdie vraag af, veral hier in Pinkster. Watter vrug dra jou lewe? Want die Gees word nie gekenmerk deur hierdie mooi en indrukwekkende goed nie, of hoe ons klink nie, maar die Gees word gekenmerk deur die vrug wat jy dra. Mag jy dit onthou. Ek gaan nou binnekort vir die lofspan vra om vir ons 'n slotlied te speel, maar ek wil eers vir ons 'n gebed doen, en ek wil jou vra, as jy voel vanaand, as jy lewe nie op 'n plek wat die regte vrug gedra word nie, neem in. Luister na hierdie gebed en sê dit in jou hart saam. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie boodskap te kon hoor, Here. Dit is nie altyd 'n lekker boodskap nie, dit is nie altyd 'n maklike boodskap nie, Here. Dit is iets wat ons laat kriewel, iets wat ons laat wonder. En Here, ons wil sê, U weet, elkeen van ons sukkel maar, Here. Ons strompel weg, soos wat ek vroeër gesê het. Ons dra nie altyd die vrug nie, Here. En ons wil vra, ek wil vanaand kom bid vir enige iemand wat voel, hulle dra nie die regte vrug nie, Here. Elkeen van ons was al daar iewers in ons lewe, en ons wil kom vra, Here, kom raak ons aan, kom word opnuut deel van ons lewe, en leer ons om te luister. Nie net te hoor nie, maar om te luister. Help ons om te verstaan, dat U in U liefde ons goedheid op U hart dra, dat ons alreeds U genade ontvang het, en daarom kan ons met vrymoedigheid die vrug van die Gees najaag, en hierdie pad van heiliging stap, saam met die Gees wat daar saam met ons is. Here, ek wil, soos ek sê, ek wil vanaand spesifiek vir elkeen bid, wat sê, daar is nie 'n lig in hierdie donker wêreld nie. Mag hulle ten diepste bewus word van U hier by hulle. Mag ons dit gaan uitleef, mag ons U teenwoordigheid vir hulle wys hier in die gemeenskap waar ons is. Here, ons kan nie anders as om neer te val in aanbidding en te sê, dankie Vader, dankie vir U genade, dat al sukkel ons om vrug te dra, hou U steeds aan snoei, hou U steeds aan water gee, sodat ons kan vrug dra. Amen. Nou sê, ek gaan julle vra, kom ons staan vir die laaste slotlied. Almal wat ons is, almal in pyn, hy is die water wat lewe gee, deur sy genade was hy ons skuld, en in sy liefde
hy jou hart weer heel. Kom hier, Jesus, kom. Kom hier, Jesus, kom. Bring al jou hartseer en al jou kwaad, lê dit voor God neer. Laat hy dit vir jou dra. Sy liefde oneindig het hy bewys met Jesus se lewe vir ons elkeen die prys betaal. Kom, o Heilige Gees, kom, o Heilige Gees, kom hier, Jesus, kom. Kom hier, Jesus, kom. Kom, o Heilige Gees, kom, o Heilige Gees, almal wat ons Ek gaan vanaand vir ons 'n Fransiskaanse seën uitspreek en ek dink dit is baie gepas. Dis bietjie langer, maar luister aandagtig daarna. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, oor halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand van hulp kan wees, en 'n hand kan wees wat uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Die Here sal julle elkeen seën en julle beskerm, en die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te